sê dis 'n nasionale vrouedag. Maar wanneer gaan ons Mansdag? Mansdag. Ons bid saam. Dat u was gesing het, Here, Lord, I need you. Every hour, I need you. Dis maklik vir ons om die liede sing en dan te vergeet wat te sing. Maar Here, as ons kyk na onsself, ons kyk na ons wêreld waar ons leef, en die vorm wat die wêreld vir ons wil probeer indruk, dan besef ons net hoe nodig het ons U elke dag van ons lewe. Soms vind ons onsself dat ons is 'n tipe mens wat ons nie eens wil ken nie. Ons wil ook wees soos die res. Maar het ons geroep om anders te wees. Afgesonder te wees. Uniek te wees. Huisgenote van God. Die familie. 'n Familie wat U nie hoef te oorskaam nie. En Here Jesus, ons kom buig vanmôre voor U. En sou daar iets wees wat skeiding maak tussen U en ons, ons vra, Here, vergewe asseblief. En as ons in die lig wandel, so in die lig is, en dan reinig die bloed ons. Dankie vir die reiniging van die kosbare bloed, Jesus. Ons geregtigheid is soos 'n wegwerplike kleed. Ons het geen geregtigheid in onsself nie. Ons geregtigheid is van U af. U maak ons regverdig. U maak ons rein. U vul ons met U Gees, sodat ons kan wees wat U wil ons moet wees. Dankie Here dat U vanmôre tot elke hart in lewe spreek, want ons het U nodig. Amen. Nasionale Vrouedag. Die vrou deur God geskape, deur Christus herstel en deur die Gees geroep. Dit sou te sê dat dit nie vir die manne ook geld. Maar as ek lees wat Psalm 139 vir ons sê, hoe Dawid dit vir ons skryf, spesifiek vers 14. Ek loof U omdat ek so feeslik wonderbaar is. Dis nie dat Dawid hier oor self verwaand is as hy dit sê nie. Hy sê ek loof U omdat ek so wonderbaar is. Hoekom is ek wonderbaar? Want U het my gemaak. U is my skepper. U het my gemaak wie ek is. En U herskep my elke dag meer en meer. As jy in daai proses is in jou lewe, waar jy weet geestelik is die Here met jou besig elke dag, om meer en meer gelykvormig te word aan Hom. Nie aan my eie beeld nie, aan sy beeld hervorm te word. So wonderbaar, wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebede was vir U nie verborge toe ek nie geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klop gesien, en in die boek is al almal opgeskrywe. Daar het alles bepaal was, toe geen daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my gedagtes voor God? Hoe geweldig is hulle volle som nie? Nou as Dawid dit waarneem, hoe geweldig God se skepingswerk in sy lewe is, hoeveel te meer ek en jy? So môre sou sit. God se wonderwerk in ons lewens te bewonder. En Hom te bewonder, omdat hy ons so wonderbaar gemaak het. En ons is nie opgeblaas en vol van onsself nie, want dit is omdat ons is wie hy omdat hy is. We are because he is. Waar kom dit alles vandaan? Reg in die skepingsverhaal. Reg in die begin hierdie rol wat ek en jy in die lewe vervul.
Genesis 1, vers 26. En God het gesê, dat ons mense maak na ons beeld. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dat ons mense maak na ons beeld. Na ons gelykenis. Dit was die plan. Dit was God se plan gewees van die begin af. Dat ons mense maak na ons beeld. En laat hulle heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape, gevorm, dis die woord wat gebruik is, en die mens gevorm na sy beeld. Nou die beeld van God het hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Dit was die uitvoering van die plan. Die plan is, ons maak mense. En hy maak mense, die plan is uitgevoer, en hy het mense gemaak na sy beeld. En God het hulle geseën, en God het so gesê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde, onderwerp en heers oor die visse van die see, en voëls van die hemel, en al die diere wat op die aarde kruip, en dis die opdrag. God het 'n plan gehad, hy het die plan uitgevoer, en hy het 'n opdrag gegee. Dis wat julle nou moet doen. Julle is daar op God se beeld geskape, en nou moet julle hierdie beeld gaan uitdra in die wêreld waar julle is. Gaan heers oor alles wat geskape is. Maar hoofstuk 2 is interessant hoe dit ook benader word. Want hoofstuk 2 gee ons 'n bietjie meer detail beskrywing van hierdie skepingsverhaal. Vers 20, hoofstuk 2. Vers 20. So die mens dan name gegee aan die vee, aan die voëls van die hemel, aan die wilde diere van die veld. Maar vir die mens, die woord daar Adam, die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. En toe die Here God 'n diep slaap op die mens laat val, terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene. Nou hierdie wil ek net stop vir 'n oomblik. Bybelvertalers was baie beperk in hulle woordeskat in die tyd toe die Bybel vertaal is. Ek sê nie vanmôre ek is 'n taalkundige nie. Ek het so klein Hebreëus gespreek. So klein. Maar vertalings is baie foutief. En ek weet daar's mense wat sweer by die King James vertaling. King James vertaling, geen ander vertaling nie. If King James was good enough for Paul, it's good enough for me. As hulle wat hulle sê, King James was verkeerd vertaal. Dit so terloops, ons kom nou na. Hier was hy ribbebene. 'n deel van sy sy is die oorspronklike betekenis van wat hy geneem het. 'n deel van sy sy geneem. En die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib. Sela. Hy bou daai Sela. Dis die woord. En dit word 41 keer in die Ou Testament gebruik, die woord, daai sy gedeelte. Die kant gedeelte van die mens. Hy bou dit toe met vlees. En hy bou 'n vrou. Wat die mens geneem het, en hy bou hom tot 'n vrou, 'n houer, en dit is dis wat die woord beteken, sê dat beteken 'n houer. Verwys daarna in die Ou Testament, toe die tabernakel gebou was die kante van die tabernakel, die ark, die verbond, alles was die kante daarvan se houer. Die tabernakel self is 'n houer gewees waar God se teenwoordigheid teenwoordig was. 'n houer, 41 keer word dit gebruik in daardie gedeelte in Genesis. En in Eksodus. Vrou se houer. Hy bring dan na die mens. Mens, nie die man. Hoe praat jy van die mens? Adam. Mens. Nie geslag nie. Net man. Mens. Toe sê die mens, wie die stadium nog geslag nie is. Dit is nou uiteindelik been van my gebeen en vlees van my vlees. Dis familietaal. Leg deur die Ou Testament
Wanneer iemand praat na my familie, dan sê jy splees my vlees en been na my been. Nie noodwendig omdat Eva uit 'n been geskaap het as nie. Dis was nooit 'n been gewees nie toe ons. Want sy is uit die man geneem. Ish. Uit die man Ish. Daarom sal die man Ish sy vader en moeder verlaat en sy vrou Isha aanneem. En hulle sal een vlees wees. En vir die eerste keer nou word geslagte onderskei. Man, Ish, vrou, Isha. In die begin was dit net Adam, mens. Eers in Genesis 3 het Adam sy vrou Eva genoem, wat beteken lewegewer. Toeloos. So, hoekom nie sy? Wat het God geneem uit die sy van die man om die vrou te skaap? Daar's 'n baie interessante geskiedenis wat ons sien in die Ou Testament. Genesis 32 praat van Jakob. Hy het alleen maar gebly, 'n man het hom geworstel tot die dagbreek, en toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy op die heebeen sodat sy heebeen, die sy van Jakob uit lid raak in die worsteling met hom. Dus hy laat my gaan, want die dag het gebreek, my antwoord, ek sal nie gaan, en sy my seun, en hom gevra, hoe is jou naam, en sê, Jakob. So jy is nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met mense, en het oorwin. En ons slaan hom op die sy. En hy sê, heep raak uit lid uit. 'n tweede voorbeeld, in Johannes 20, sê Jesus vir Thomas, bring jou vinger hier en steek, ek kyk na my hande, en bring jou hande, steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. 2 keer wat na die sy van die mens verwys word, om vir ons te wys dat God gebruik historiese gebeurtenisse, 'n geestelike konfrontasie, om vir ons die sy van die mens te spreek laat doen. Al 2 geleenthede waar die sy van die mens aan gedrang gekom het, was as gevolg van 'n geestelike konfrontasie met God. En God bewaar hierdie fisiese getuienisse vir 'n geestelike konfrontasie vir ons, om te bewys, jy worstel met God, en as verlossing deur hom. 'n worsteling met God, want baie worstel met God in 'n hele lewe lang. Probeer om verkeerd te wys. Maar as oorwinning deur God. Volgens die sy van Jesus wat by die spies steek was. Steek jou hand in my sy, om die sy. Mans het XY kromosome, vrouens het XX kromosome. Wat die geskiedenis ons weet van hierdie vertaalwerk wat plaasgevind het in die Ou Testament, waar die ribbebeen van die man geneem was daar nie 'n woord gewees wat dit dan toe kon vertaal nie, want hulle het nie geweet wat dit was nie. Daar was nie 'n kennis van die anatomie van die mens soos wat ons het vandag. So sê die mens se sy was geneem gewees om die vrou te maak. Dit sê die man nie meer nie, wat hy nou najaag die res van sy lewe. So iets was uit die sy van die mens geneem, nie 'n ribbebeen, want almal van ons het nog steeds 24 paar ribbe. Maar ek kan maar gaan tel, jy het 24 ribbe, daar's een minder nie. En almal. Ek soek hulle. Was uit die man geneem gewees om die vrou te vorm, sodat sy vrou kan wees. 'n geslag aan haar toegeken word. Dat sy nou Isha is, en nie net Adam, soos mens in Adams. Met groot respek vanmôre. Adam was op daardie stadium geslagloos gewees.
Moenie afleidings maak. Verstaan net God se skepingsverhaal. Adam, mens, was geslagloos op daardie stadium. God het geneem uit Adam om vrou te maak. Vrou te vorm. Adam is uit die grond, stof van die aarde gemaak. Want as ons gaan bad, is badwater veilig. Ons is hulle badwater spoed, ek verstaan nie daarin. Ons is stof. Maar die vrou is gevorm rondom dit wat hy uit Adam geneem het, om die vrou te skaap. XX chromosoom. Uniek vrou. Uniek vrou. Man en vrou het hulle gemaak. En wat die man verwyder was, en dan van hom 'n man gemaak het, jaag hy vir Isha na die res van sy lewe. Dis nou natuur. Dis God se skepingsverhaal vir die mens. Hy het ons geformeer. En nou, vrou lewegewer, wat vrou is vandag. En daardeur kan voortplanting plaasvind. Daarom sê God, vermeerder my. Vul die aarde. Heers oor die aarde. Want julle is nou compleet. Julle sal nie met 2 wees nie. Julle sal nou 1 wees. Soos God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees 1 is. Het God die man en die vrou geskaap om 1 te wees. 1 in wese, 1 in gedagte, 1 in alles. En dan gebeur dit dat uit mekaar uitspeur is as gevolg van God se plan wat nou aangetast word deur die vyand. Hierdie beeld wat God reg in die begin vir ons geskets het, die skepping van die mens, het die moderne eeu gekom en dit kom verdraai en verwronge kom maak, om weer eens 'n geslaglose samelewing te probeer skep. En God se beeld aangetast. Dis wat sy plan is. En daardie eenheid tussen man en vrou, het die vyand weer eens probeer om uit mekaar te speel, om God se eenheid aan te tas. En dis die werk wat ons in die lewe. Dis absoluut die werk van die bose. God se werk elke keer te probeer in die lewe. Baie uiteenlopende idees oor die vrou vandag. Baie uiteenlopende idees. Wat sê die kultuur oor vroue? Daar's baie lande waar die vrou meer regte het as die mans. En sê wat 'n land dit is. Maar hier op soek ons wat. Wat sê die kerk oor die vroue? Ouers het die issue gehad met vrouens. Hulle mag preek nie, hulle mag praat nie, hulle mag niks doen en doodstil bly. Sit net daarso en bly en wees. En daai tradisie het so deur die geskiedenis deurgekom, en vroue mag nie praat nie. Kom ek sê vir jou vanmôre, as vroupredikers wat baie ver beter as mans. Maar as kokke wat beter as mans as vroue. En elke nou en dan is daar 'n kultuur ding wat sy kop uitsteek, om gelyke regte tussen manne en vroue te probeer. Daar was nog nooit 'n onderskeid gewees nie. Dis 'n mensgemaakte ding. Dis wat die vyand probeer nie. Om die ene minder te maak as die ander. Paulus sê dit self ook. Sy is swakker. Jakobus sê ook sy is swakker. Ja. Sy kan nie optel dat sy reg optel nie. Al moet jy 'n paar bilsies so wat sterk is en nou nie sê name nie, wat jy sê. Maar jy moet optel, en ek kan so doen. Vroue het prominente rolle gespeel in jou testament. As dit in Deborah, sy was 'n regter en leier. Wat meer as een van sommige van die mans.
Jael was een deel van die rigters gewees wat Sisera die lewe uitgehelp het. Naomi, Rut, Moabitiese vroue, wat 'n prominente rol gespeel het in die bloedlyn van Christus. Ester, weet die Jode van Ester is in uitwissing gered het toe die koning van Persië hulle wou uitwis. Of nie net koning nie, maar sy sidekick. Maria, die moeder van Jesus. Maria Magdalene, wie tot en met die kruisiging van Jesus by sy kruis was. Elisabeth, die moeder van Johannes, die doper. Vroue wat prominente rolle gespeel het. Regdeur. God het die vrou met waardigheid geskape. Die mens geskape, gevorm na sy beeld, in die beeld van God het hom geskaap, man en vrou het hy hulle geskaap. God het was nie 'n keer daarvan gewees. Man en vrou te skaap. En die eerste waarheid wat die Bybel vir ons leer oor die vroue, sien net haar rol nie, maar wie sy is. Sy is deur God geskape. Sy is na die beeld van God geskaap. Sy is geliefd deur God. Sy is waardevol vir hom. Sy is die uitvoerder van die plan van God. Reg van die begin af. Haar waarde lê nie na voorkoms nie. Die meisie wil om homself in te keer. Ons man hoef dit nie te doen nie. Hulle wil homself in te keer. Haar waarde lê nie na haar ouderdom nie. Haar waarde lê nie na liewe status nie. Haar waarde lê nie na vermoëns nie. Haar waarde lê daarin dat sy na die beeld van God geskape is. Met opdrag om dit te doen. Het my niere gevorm, my in die moeder se skoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is die werke. My siel weet dit al te goed. En jy weet dit. Dat jy wonderbaar en kosbaar vir God is. Dis hoe jy geskaap is. Van die begin af. Hoe kosbaar is dan vir my die gedagtes vir God. Hoe geweldig is er 'n volle son. Elke vrou dra iets van God se skepingsbeeld in haar rond. Met 'n geweldige opdrag. Ek het jou gemaak, is kos. Maar sonder hierdie beeld beskadig. Skade aangerig. Nou weer eens lees ons in Genesis 1 waar die vyand gekom het en sommige sê dis die slang nou wel met anders nou. Was nie slang gewees nie, was iets anders gewees, maar ons gaan jou weer môre nie, ander dag daai gedeelte. Na die sondeval kom pyn, na die sondeval kom gebroke verhoudings, na die sondeval kom verwerping, jaloesie, misbruik, hartseer en woede. En ons weet daarvan al te goed in ons samelewing vandag. Die wêreld behandel vroue op grond van Satan se leuns. Die vrou word 'n besitting. Die vrou word 'n objek. Sy's goedkoop gemaak. Die glansnetskrifte beeld dit uit asof dit die voetjies in sy mond bring. Dit is nie waar nie. Dit is 'n leuen van die vyand. Dit is absoluut 'n leuen van die vyand. Dit was nooit God se bedoeling gewees. Maar hierdie vroue wese wat hierso tussen ons is. Dat is uniek. Maar dan oor praat ons van hulle breins soos trane. Hulle trane. Alles is gekoördineer met alles. Hulle vertel van 'n winkel daar in New York wat mans verkoop. In die winkel 6 vloere wat mans verkoop. Nou elke deur is daar 'n bord. Op hierdie vloer is mans wat werk het. Maar jy mag nie teruggaan na die vorige vloer toe nie. As jy opgaan na die volgende vloer toe, mag jy nie terugkom nie. Jy moet opgaan. En jy moet jou besluit neem. En die man wat jy wil hê. Vir die eerste vloer, as mans wat werk het. Die vrou sê, "Wag, dis interessant. Kom ons kyk wat ons op die tweede vloer." Op die tweede vloer is daar 'n bordjie wat sê, hierdie man sê werk en ons lief vir kinders. En voel wat so op die derde vloer. Selfs op die derde vloer toe. Hierdie man sê werk, hulle is nie vir kinders en hulle is aantreklik. Wow, dit raak al beter. Kom ons gaan na die volgende vloer toe.
Kom op die feite toe. Hierdie man sê werk, dis nie vir kinders, dis aantrekkend, en dan help met huiswerk. En is romanties. Ja, dit kan ek nie weet. Kom ons gaan na die volgende 60 bloed. Ek gaan op die 60 bloed toe, en hier staan iemand vra sê, hoor jy mevrou, jy is die nommer 31 miljoen, 957, 412, duidelik bewys jy mevrou is nie tevrede gestel nie. Totdat hy die beeld geskaap het. Jesus Christus het gekom om daai beeld te herstel, deur om jou 'n nuwe skepping te maak. 'n Nuwe skepsel te maak. Om te wees soos wat hy wil hê jy moet wees. Hy herstel die waardigheid van vrou. Een van die mooiste dinge in die evangelie is hoe Jesus vroue behandel het. So kyk aan Lukas 1, toe die engel by Maria kom, waar gesê het, wees begroet, genadig, begenadigd. Die Here is met jou, geseënd onder die vroue. Ek sê dit nie vir jou, ek sê dit vir my. God gee aandag aan dit wat ander miskyk. God sien in jou wat ander nie raak sien nie. Jy is uniek. Jy kan nie jouself met iemand anders vergelyk nie. Want daar is nie iemand anders as jy nie. Die bloudruk is weggegooi. Jy is uniek. Jy met jou gawes, met jou talente, met wie jy is, selfs met jou tekortkominge waarvan jy bewus is. En iemand. Hy gebruik vroue nes hulle is. Leiers soos wat ons gesien het, Deborah, Ruth, Esther, Maria, Lydia die purperverkoopster, wat vir Paulus geweldig help het. Priscilla en haar man, Aquila, wat vir Paulus geweldig help het met die verspreiding van die evangelie. Vroue wat geblyk was, eet God. En dan is daar predikers wat sê, vroue mag nie op die preekstoel staan nie. Vroue mag nie preek nie. Vroue mag nie praat nie. Vroue moet stil bly. Die roeping van God, die roeping van gelowige vroue vandag is kardinaal belangrik vir ons samelewing vandag. En dis mense wat vanmôre hierso sit, wat kan getuig daarvan, dat op die grond van 'n gebed van my ma, of van 'n vrou, is ek vandag. Ek wil ook sê, ek wil ook 'n bid van 'n man, van 'n vroue, wat deur bid vir hulle kinders, wat deur bid vir hulle mans, om gered te word. Die groot nalatenskap van 'n vrou is nie haar besittings nie, maar haar invloed vir Christus in sy koninkryk. Die meeste vroue, die meeste moderne vroue vandag, is bidders. Bidders omdat hulle weet, as dit van my afhang, gaan ek ophou bid. Spreek 31, bekoorlikheid is bedrieglik. Skoonheid is nietig. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys. As sekerlik niks mooier, as 'n vrou wat die Here vrees. En dis vir vroue nie, so mans ook. Ons na God se beeld geskaap. Kom op ons. Isha, God se beeld. Met 'n bepaalde skepingsdoel en 'n roeping om hierdie wêreld te heers, nie oorheers nie, te heers. Ons regmatige plek in die samelewing in te neem en te heers. Moenie jou identiteit in die wêreld soek nie. Dis nie in die glansbyskrifte nie. Dis nie op die TV nie. Dis nie in advertensies nie. Dis wie God wil hê jy, vrou, moet wees en moet leef. Jy is uniek. Vind jou identiteit in Christus en nie mense se opinie nie. Leef met waardigheid. Dit wat God vir jou gegee het. Jy is wie jy is. Ignoreer wat die wêreld probeer opdis as die rolmodel. Dit is nie die rolmodel. Dit is 'n valse model wat die wêreld opdis. Vir kinders, jong mense vandag,
Leer om vroue met respek te behandel. Manne, om hulle vroue met respek te behandel. Met die waardigheid en die eer wat het toekom. Jong manne, neem jou ma uit vir ete. En behandel haar soos wat jy jou meisie in die toekoms sal behandel. Dat jou ma vir jou 'n rolmodel is. Nasionale Vrouedag herinner ons aan die waarde van vroue in die samelewing. As gelowiges vier ons 'n dieper verhouding. God het vroue hier in ons midde geplaas om nie net lewe te bring nie, maar ook in balans te bring, harmonie te bring. Luister na hom, veral as jy 'n kind van God is. Omdat jy koslik is, Jesaja 43, aan my oë, hooggeag is, en ek jou lief het, daarom gee ek elke mense in jou plek, en volke in jou lewe. God stuur mense op vroue se pad, om 'n invloed uit te oefen op hulle lewens, om 'n verskil te maak in hulle lewens. Maar elkeen van ons vanmôre, mans en vroue, meewerk om 'n gemeente te wees, waar ons die rol van die man en die rol van die vrou respekteer en eer, met die nodige eerbied. En mag dit sigbaar wees. En dat ons sal staan vir die regte van mense. Nie nodig het om iets so te hê soos Vroueregte Dag en Kinderregte Dag en al hierdie regte dag, wat ons die reg van elke mens sal respekteer en eer, vir wie hulle is, wat hulle is en wat ons sal doen. Vroue, ons waardeer julle. Manne, die Here het ons helpertjies gegee. Helpertjies wat by ons pas. Nou, die helpertjie gaan soek nie. Jy het 'n helpertjie. Waardeer haar. Vir wie sy is. Dis soos wat hy is. Al is dit tekortkominge, die Here het haar geskaap net so, en jy het haar getrou met daai tekortkominge. Jou keuse. Jy het besluit geneem. Waardeer haar. Vroue, ons waardeer julle. Here Jesus, ons wil vir U dankie kom sê vanmôre. Vir die voorreg om ons vroue in ons gemeente en in ons gemeenskap te eer en te erken. En vir hulle waardering uit te spreek teenoor hulle. Te sê ons waardeer julle, vir wie julle is, vir wat julle doen. Julle kry nie elke dag die waardering wat julle nodig het om te kry nie, wat ons julle eintlik wil toeken, elke dag. Ons waardeer julle. En mag dit wees, dat selfs hierdie dag, jou besonders wees, en dat jy jou Skepper nie sal vergeet. Hy jou wonderbaar gemaak het, mens jy is, wie jy is, en wat jy is. En dat jy sy doel in jou lewe in vervulling bring. Dankie Jesus. Ons gee U die eer. Ons gee U die erkenning. Dankie.